Het jy al ooit gehoor van Heilige Saterdag? As jy in 'n protestantse kerk is, dan klink dit so 'n bietjie weird, nie waar nie? Dalk 'n bietjie rooms, 'n bietjie snaaks. Wel, die ou Christene en die kerk van ouds het gepraat van Holy Saturday, die Heilige Saterdag. En dit is vandag. Dit is Saterdag. Dis die Jode se Sabbatdag. En die kombinasie van die twee behoort jou so bietjie te laat dink, nie waar nie? Is daar iets soos 'n Heilige Saterdag? Is hierdie dag wat ons vandag beleef, want ons soos ek sê, in protestantse sirkels maak nie baie van hierdie dag nie. Ons praat van die kruis, van Jesus, sy dood en van sy opstanding. Maar wat van hierdie volledige dag waarin Jesus Christus werklik fisies dood was? Wat van hom? Wat se betekenis het hierdie dag vir jou en vir my? Is dit net, het hierdie Saterdag, hierdie Heilige Saterdag of hierdie Saterdag van Jesus se dood, het dit net betekenis vir sekere Christene of het dit betekenis vir alle Christene? Nou goed, so dis duidelik dat ek vir jou sê, ons groep waar ons vandaan kom, het dalk so 'n bietjie, jy weet nie al die inligting oor Heilige Saterdag nie, en ek wil dit nogal bietjie met jou deel vandag, want dit is eintlik verskriklik kosbaar, sodat hierdie dag, Jesus se doodsdag, vir jou ook baie meer mag beteken. Byvoorbeeld, as jy dink aan mense wat jy lief het, wat gesterf het, hulle grafte, want hulle is nou in daai toestand van dood. Hulle is in hulle geeste, in hulle siele by God, in God se teenwoordigheid natuurlik. Paulus sê dit, ek is by Christus, né? Om te sterf is vir 'n Christen om onmiddellik in jou siel by God te wees. Maar jou liggaam is dood, hy's in die grond, hy's begrawe, hy's deel van hierdie chemie, van hierdie skepping nog. Hy's nie getransformeer nie, hy het nie opgestaan nie, die opstanding kom nog. So die vraag is, wat beteken Heilige Saterdag vir jou en vir my? Want onthou, Jesus was vandag werklik dood. Ons dink nie verskriklik baie daaraan nie, maar dit is 'n feit. Jesus was dood. Hy het vir hierdie hele dag gerus, soos die Sabbat sê, in die graf, soos die Joodse 7de dag beteken. Hy het gerus. Jesus Christus was totaal dood. Hy was fisies dood. En hierdie dag beteken vir ons as Christene geweldig baie. Om die waarheid te sê, hierdie dag, hierdie Sabbatdag, hierdie rusdag, hierdie Heilige Saterdag is die fondasie van die herskepping van God se skepping. Dis eintlik wat die Hebreërs skrywer vir ons sê. En kom ons kyk so 'n bietjie daarna. So, as jy na Hebreërs 1 gaan kyk, dan sê Hebreërs 1, God het vir Jesus Christus, wie God ook aangestel het, né, Jesus Christus, Hebreërs 1 vers 1 en 2, is ook die een deur wie hy die wêreld geskaap het. Nou, ons dink baie keer aan twee totaal verskillende historiese momente, asof God het geskape, lang, jy weet, hang af van hoe kyk jy na datering van die skepping, lang terug het hy geskep, en toe het Jesus opgestaan uit die dood, hy het opgevaar, en toe hy aan die troon, aan God se troon gaan sit. Dis hoe ons baie keer dink aan hierdie twee, deur wie hy die wêreld geskep het, het hy ook aangestel. Nou, in die Hebreërs skrywer se taal, werk dit glad nie so nie. Hy wil vir ons sê, dat toe Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het God sy skepping vervul. Met ander woorde, Jesus se dood, sy Saterdag, sy Heilige Saterdag, was die begin, was die dag waarop God hom herskep het, om hom uit die dood te laat opstaan. Met ander woorde, die hele skepping was tot en met Jesus Christus se dood en sy opstanding in 'n proses van God se skepping. En nou as jy teruggaan na Genesis toe, dan sien jy dit baie duidelik. God het 6 dae alles geskep. Die 7de dag het hy niks geskep nie. Hoekom nie? Want die doel van die 7de dag was dat ek en jy, of dat Adam en Eva, dat die mens in God se volle heerlikheid en teenwoordigheid kan wees. Kan jy dink hoe geweldig moes dit nie gewees het, daardie perfekte skepping, maar dit het nie gebeur nie. Maar dit het nou gebeur in Jesus. Jesus het opgestaan en die Hebreërs skrywer sê vir ons, al die engele van God aanbid hom reeds. Hy het opgestaan, God het vir die engele gesê, Hebreërs 1 vers 6, om hom te aanbid.
So dit het reeds gebeur. God se skepping, sy herskepping het reeds binne in Jesus se opstanding begin. Maar die res van die skepping, sê Paulus in Romeine 8, is in barensnood. Ons is nog op pad om saam met Jesus op sy troon vir ewig te regeer. 1 Korintiërs 15, nee, wanneer God alles en almal sal wees. Dit het nog nie plaasgevind nie. Met ander woorde, in hierdie Saterdag, in hierdie doodstoestand van Jesus, is God se skepping nog latent. Die Hebreërs skrywer sê, ons sien nog nie dat alles aan hom onderwerp is nie. So, hierdie skepping, hierdie wêreld waar ek en jy is, binne-in is besig. Hierdie heilige Saterdag sê, hierdie hele skepping is soos 'n tydbom. Hy gaan opstaan. Dis wat die heilige Saterdag beteken. God is besig, God is nog besig om te skep. Die volledige volmaakte skepping het nog nie plaasgevind nie. Nou verstaan jy hoekom Hebreërs begin soos hy begin. Hebreërs is 'n skepingsverhaal, net soos wat Lukas teruggaan na die skepping toe, net soos Johannes teruggaan na die skepping. So gaan Hebreërs terug na die skepping toe. Hy sê vir ons, God is besig om te skep, maar die klem is in Christus se opstanding hier. Die fokus is Jesus se dood en sy opstanding. En nou verstaan jy hoekom hy ook die profete en Jesus die seun bymekaar sit. En dit is baie belangrik. Hy sê in die verlede het God met ons gepraat deur die profete op baie verskillende wyse en maniere en vorms en uitdrukkings. En as jy dit gaan kyk, dan sien jy dit so. En elke profeet het nou God se kinders toe gekom op 'n ander manier, ander dinge gesê. Maar die doel wat hulle gehad het, was altyd God se komende oordeel. Met ander woorde, die profete se doel was altyd gerig om te sê, luister, julle moet julle saak regmaak met God. Hy is op pad, hy gaan 'n ding doen, 'n groot ding doen, en julle moet sorg dat julle met God in lyn is, dat julle nie buite lyn is nie. Nou, dis presies wat die Hebreërs skrywer sê. God het in die Ou Testament en die verlede, in die ou geskrifte, Hebreërs is 'n boek wat deel is van die Ou Testament. En hy sê God se finale profeet, sy seun, God praat nou deur sy seun, en deur sy opstanding waarsku God ons, net soos in die ou dae, maar nou op een baie duidelike manier, en dit is dat ons wat sy kinders is, gered sal word. Hulle wat die deel is van God se familie, hulle sal ewig in God se rus ingaan. Hulle sal ewig saam met God wees. Kan jy dit sien? God het op baie maniere gepraat in die verlede, maar nou praat hy met ons deur die seun. Die een wat hy aangestel het uit die opstanding, deur sy opstanding uit die dood, deur wie hy ook die hele wêreld geskep het. So wat beteken hierdie heilige Saterdag vir jou en vir my? Hierdie heilige Saterdag sê vir jou en vir my, ons rus in die volmaakte werk van God in Jesus Christus. In Jesus Christus is die skepping besig om wederbaar te word. Net soos wat die dood Jesus Christus nie kon vashou nie, net so kan die dood jou en my ook nie vashou nie. Maar dit is nog nie finaal nie, sê die Hebreërs skrywer. En wat is die verskil? Wat is die betekenis vir jou en vir my? Die betekenis vir jou en vir my is ons deel van die broederskap van Jesus Christus? Is ons met Jesus Christus in vrede? Hou ons nog ons lewens vir onsself? Baklei ons nog teen die werk van die Heilige Gees? Of rus ons, sien ons die ongelooflike krag van God in Jesus Christus in hierdie heilige Saterdag? My vriend, my broer, my suster, is jy dood in Christus? Want as jy dood is in Christus, dan sal jy saam met hom opstaan. Dan het sy profetiese waarskuwing by jou uitgekom. Hierdie heilige Saterdag is nie 'n sinnelose dag nie. Dis nie sommer net 'n dag wat iets gebeur het tussen niks of tussen die kruis en die opstanding nie. Die heilige Saterdag is die tydbom. Die heilige Saterdag is die massiewe gekreun van die skepping in sy barensnood. Christus kan enige oomblik terugkom. Hy kan enige oomblik saam met jou en met my vir ewig wees. Wanneer God alles en almal sal wees, mag dit wees dat jy nie op hierdie heilige Saterdag, op hierdie Sabbatdag, so besig is met jou eie dinge, dat jy nie besef wat God in Jesus se dood vir jou gedoen het nie. En onthou, die wonderlike troos, hulle wat jy lief het, hulle wat in Christus gesterf het, hulle sal saam met jou opstaan
sê Paulus vir ons in 1 Tessalonisense 4. Ons sal saam, almal saam, met God in sy ewige heerlikheid wees. Ek hoop Heilige Saterdag kry vir jou meer betekenis. Shalom.